Wat is jou persepsie van God? As ons dit met 'n beeld moet beskryf, 'n verhouding tussen twee mense, hoe is God vir jou? Die Bybel het talle maniere hoe oor God praat. En dalk sou die beeld vir ons sin maak, die van 'n regter en 'n aangeklaagde, waar hy die regter is, gelukkig sê 'n regverdige regter en ek is uitgelewer aan sy oordeel. Of die van 'n prokureur dalk en sy kliënt en wat sy saak goed stel. Of die van 'n onderwyser, na wie toe ek kan gaan en by wie ek kan leer en dan weer teruggaan. Of dalk 'n mentor, by wie ek heeltyd sit en hy met my werk. Of 'n beeld wat die Bybel baie gebruik, wat ons ook graag mee identifiseer, is die van 'n vader en sy kind. 'n meerdere met 'n mindere. Maar vandag gaan ons 'n beeld sien wat die Bybel ook oor God gebruik. Wat baie, baie verrassend is. Here, dankie vir die voorreg dat ons deel van 'n ontdekkingstog kan wees. 'n soeke na U. En dankie dat U laat vind, maar dat ons U nooit kan vaspen nie. U is altyd meer as wat ons dink. Heeltyd ontdek ons meer en beter. En dankie vir daardie proses. En wil U dan vandag vir ons lei? Heilige Gees, wil U in en met ons werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Eksodus 33 van vers 7 af. Moses het 'n tent gevat en het ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog, hierdie nasie is U volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk U goedgesindheid geniet, as U nie saam met ons gaan nie? Dis juist deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en die volk, anders is as al die volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Tot sover. Vers 11. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Eksodus is die boek van die uittog uit Egipte. In Egipte, hulle was 400 jaar in Egipte gewees, en ons sien dat hulle 'n goeie lewe gehad het. Hulle het vir altyd kos gehad, hulle het eintlik 'n lekker lewe gehad, maar dit was nie 'n waardige lewe nie, en die Here lei hulle uit, en hy doen wonders soos hulle nog nooit gesien het nie. Hulle was bang vir Egipte en sy leiers, en die Here neem so beheer van Egipte oor, dat Egipte die stryd bes gee en hulle uit die land uit is. En hulle kom met die gevaar agter die rug op die vooraand van 'n nuwe lewe. En die Here sê vir hulle, by hierdie berg wil ek graag vir Moses en vir Joshua sien, so wag julle net, hulle sal na julle terugkom met aanwysings vir hoe julle lewe verder gaan lyk. En dan, in net meer as 'n maand wat Moses weg is, begin die volk later ongeduldig raak, en hulle vergeet wat die Here gedoen het, hoe hy hulle gelei het, en hulle begin jou werklik waar selfs te hinker na Egipte.
En hulle sê vir Aaron wat by hulle is, luister Aaron, ons soek 'n God wat bietjie kan beweeg. Hierdie God staan te stil. En hy sê, nee, maar is reg, wat gaan ons doen? En hulle stel vir hom 'n God voor. Nou, dit is 'n God wat hulle goed geken het in Egipte, Apis. Dit was 'n beeld van 'n bul gewees, 'n bulkalf, wat vir hulle vrugbaarheid simboliseer en krag, sterkte simboliseer. En hulle sê, ons wil so 'n beeld kry. En dit is vreemd, want jy sou nou dink dat hulle juist nou niets beters as die Here moet kry. En hulle gaan terug na hierdie beeld waar hulle juist van weggevat is. En sommer onmiddellik wys hierdie beeld sy ware kleure. Daai eerste nagaand, nadat hulle nou die kalf gegiet het met al die goud wat hulle gekry het by die mense toe hulle uit is uit Egipte. Die eerste aand, is die eerste ding wat hulle doen, om hulle totaal aan brassery oor te gee. Ons weet nie waar hulle die drank gekry het nie, maar hulle vergryp hulle totaal, en daar is 'n losbandigheid soos jy nie gedink het hulle weet moontlik is nie. God en Moses, hulle is op die berg besig en hoor, daar's chaos, en daai chaos is nie goeie chaos nie. En God is onmiddellik woedend. En hy sê vir Moses, Moses, gaan jy nou na daai mense toe, en praat jy met hulle. En dan vind daar 'n gesprek tussen God en Moses plaas, wat uniek is, en wat ons nie ken nie, en wat in sekere sin vir ons voel, maar is dit nie bietjie, het God nie bietjie laag gedaal nie, dat hy dis hoe ons met mekaar sou praat. En daar begin 'n gesprek tussen hulle plaasvind, en ons sien later hoe die gesprek gelyk het. Hy sê, God en Moses het soos vriende met mekaar gepraat. En die vriendskap het nie net van Moses se kant gekom nie, maar ook van God se kant het hy soos 'n vriend gepraat. Nou vriende is mense wat hulle harte oopmaak vir mekaar. En ons sien dat God sy hart oopmaak, dat hy in 'n sekere sin homself broos na Moses toe bring. Ons wil amper sê, maar dit kan nie God wees nie, want hy is altyd so sterk en vas en in beheer. En hier is hy skielik broos en lyk selfs 'n bietjie onseker. Die gesprek is 'n boeiende een, en 'n mens kan dit rustig weer gaan lees. In hoofstuk 32, toe hierdie ding nou gebeur, die kalf gegiet word, sê die Here vir Moses toe hulle is nog besig op die berg, hulle is nog nie klaar met die aanwysings wat hulle moet kry, en hy sê vir Moses, gaan jy na jou volk toe wat jy uit Egipte uitgelei het? En God sê vir hom, en ek gaan hulle geweldig straf, ek gaan hulle vernietig. En dan sê Moses vir God, maar Here, asseblief, moenie dit doen nie. Want die ander volke wat gesien het toe ons uitgelei is, en dat u ons uitgelei het, hulle gaan hulle slap lag, as u nou sommer die volk gou vernietig. En dan, op 'n vreemde manier, lyk dit of God sy wil verander. En hy vir Moses sê, goed Moses, ek het in my toorn, het ek my drif uitgespreek, maar jy het my oortuig. Ek gaan nie hierdie volk vernietig nie, maar ek gaan nie met hulle saam nie. So jy is welkom, vat jy jou en hierdie volk van jou, en dan gaan julle na die nuwe land toe. Ek gaan nie saam nie. Trouwens, ek wil nie eers met hulle praat nie. Maar as ek met hulle praat, wil ek hierdie vir hulle sê. En dit vind ons in vers 3. Julle is so 'n moedswillige volk, dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie, want dan verdelg ek julle op pad daarheen. Soos 'n ouer partykeer vir sy kind sê, ek gaan julle vermoor as ek by die huis kom. Dis vreemde taal wat ons amper sê, maar dis nie hoe God praat nie. Nou ja, hierdie was 'n laagtepunt gewees, en daarna die volk het toe geweldig geskrik, dit was baie sleg gewees. En dan vind hierdie gedeelte plaas, ons nou net gelees het, van die tent van ontmoeting, waar hulle na die wil van die Here vra. En in hierdie gesprek leer ons van God iets ken, wat ons dalk naderby moet ontdek, weer moet gaan ontgin. As God met ons praat soos met 'n vriend, nou laat ons dit duidelik vir mekaar sê, hierdie vriendskap het beteken dat, en dit is die aard van vriendskappe, dat daar 'n geweldige respek vir mekaar was. Van Moses se kant was daar 'n geweldige respek vir God, en Joshua ook. Joshua het heeltyd uit in Moses se skadu gegaan, hy wou net geleer het. Hy speel eintlik 'n baie klein rol, maar hy is heeltyd teenwoordig, hy leer eintlik hoe moet dit wees.
'n geweldige respek vir God, 'n vertroue in God. Vir God sê, ons kan nie sonder U nie, ons wil nie sonder U nie. Daar's 'n stuk vrymoedigheid, daar's 'n stuk broosheid tussen hierdie vriende, maar agter dit alles lê die diepste vertroue in mekaar. Sal ons lewe vir mekaar gee. En dalk kan ons dit ontgin in ons verhouding met God, waar ons baie keer as ons bid vir God, as iemand wat alles in beheer het, wat nooit slaap, nooit sluimer nie, hy is soos 'n stuk klip wat daar vas is, en dis vir ons 'n stuk sekuriteit, en dit is hy ook. Maar daar's ook iets anders, en dit is, God het ook 'n hart. En in my voorbereiding vir hierdie preek, het ek self dit 'n bietjie gedoen, en in my gewone gebedslewe, waar ek gewoond is om die Here aan my omstandighede te herinner, en om te vra om my te lei, om dinge te doen, het ek een stapie verder gegaan, en vir hom gesê, Here, en hoe gaan dit met U? Hoe voel U oor? Dan neem ek dieselfde goed wat ons gewoonlik in gebed neem, maar met hierdie vraag, hoe voel U oor my lewe, oor hoe ek met mense werk? Hoe voel U ook hoe ek my geld spandeer? Is U tevrede? Hoe voel U oor hoe ek my tyd spandeer? Ek is in die laaste tyd groot worsteling dat ek my tyd beter moet gebruik. En die interessantheid is, as jy dit vir die Here vra, dan sê hy dit vir jou. Dis so werklik soos nog iets, is eintlik opwindend. Vir die Here vra, Here, hoe voel U oor my eet en my drinkgewoontes? En die Here sê, ek is bly U vra my, kom ons gesels 'n rukkie daaroor. En so kan ons met elke faset van ons lewe na hom toe gaan. En dan begin hy vir ons te verduidelik. En dan kom daar iets natuurliks na vore. In 'n gewone verhouding is daar 'n stuk styfheid, en ons stap gelukkig weg, ons is in God se teenwoordigheid, maar dan stap ons weg en gaan weer aan met ons lewe. Maar met 'n vriend is dit nie. Die vriend gaan saam met my, ons loop heeltyd saam. Heeltyd praat ek met hom. Heeltyd evalueer hy alles wat ek doen. Oefen hierdie vraag. Here, hoe gaan dit met U? Praat met my. Leer my, vertel my wat in U hart aangaan. En U is my vriend. Ek sal my lewe vir U gee. U het reeds U lewe vir my gegee. Mag die Here dit kragtig gebruik. Here, dankie dat U 'n vriend is. Dat U die wonderlikste vriend is. En dat U U lewe vir ons gegee het. En elke dag so geduldig met ons is. So pad met ons loop. Dat U ons selfs laat voel dat ons oordeel gebruik word in U groot plan. Dankie dat U ons so kosbaar ag. Help vir ons om met 'n stuk vrymoedigheid en spontaniteit te leef wat aansteeklik is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.